Dankie Here vir hierdie oomblik, Here, dankie dat ons deel kan hê aan 'n lewendige God. Here, ek vra dat jy in elke hart hier sal werk, Here. Dankie vir die voorreg vir asem, Here. Dankie vir die voorreg vir lewe, Here. Here, ek vra dat jy ontmoeting met ons sal hê. Here, dat jy ook my woorde sal seën. Dat dit wat ek sê, Here, werklik waar sal wees. Na 'n soektog na U, Here. Here, raak ons harte aan, Here. En ons sê dankie vir die genade, Here. Ons sê dankie vir die liefde. Here, net U kan die verandering maak, Here. Net U kan die verskil maak. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie heilige oomblik. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie welkom aan almal. So ek het 'n tekkie gebring. So ek het nou nie my medaljes gekry nie, maar dis ook oké. So vandag wil ek praat oor 'n shalom vol. Maar dit het vir my toepaslik gevoel om in my boodskap by te las iets van myself, iets wat ek gedoen het op 'n stadium. Ek was redelik 'n drawer gewees en nie dat ek eintlik oor dit spesifiek wil praat nie, maar ek wil net die voorbereidingsproses daarvan uitwys en dan het oorbring na die boodskap toe. So ek was op 'n stadium 'n marathon drawer gewees. As ek dit nou moet doen, gaan ek eerste kilo seker plat neerval, maar daar was 'n voorbereidingsproses. Jy kan nie net volgende week sê, ok, ek gaan 42 kilos gaan dra. Dit is reg vir die ding nie. Daar's 'n oefeningsproses wat jy moet hê, jy moet 'n spesifieke manier wees. Jou skoene moet 'n sekere aantal kilos inkry, so die skoene is nog redelik nie terug. Dit is my laastes gewees voor ek opgehou het. Maar jy moet spesifieke kilos doen, jy moet 4 kilos begin, dan gaan jy oor na 8 kilos toe, dan draf jy. So jy draf, later moet jy 5 keer 'n week draf om sekere aantal kilos te kan doen. So dan moet jy eers begin vir die eerste maand. So wat ek moes doen, ek moes opwerk na 10 kilos toe. So dan moes ek gewissel het tussen 8 en 10 kilos. Dan moet jy 'n sekere aantal kilos doen. So jy moet so 30 of 40 kilos 'n week op jou bene kry. En dan kan jy eers aanpak na 21 km toe. Dan moet jy so 'n paar van hulle doen, so 2 of 3. En dan moet jy dit in jou spaartyd ook gaan oefen en jy moet net die hele tyd draf tegnies. Maar dan as jy nou jou 42 kilos gaan doen, moet jy voorberei. Jy moet jou tonals week of 2 voor die tyd met ander hardloop al jou tonals uitdoen. Jy moet spesifiek nie te veel eet die dag voor jy draf nie. Jy moet as jy gaan draf. So wat ek daardeur wil sê, dis 'n hele voorbereidingsproses om hierdie atleet te wees. En soos ek nou hier staan, ek kan sê ja, ek sê maar dit was 7 jaar terug. Ek kan dit nou meer doen nie. As ek dit nou moet gaan doen of vir 42 moet gaan draf, ek gaan dit nooit maak nie. Ek is nie voorberei nie. So hoe dit ook gewerk het as jy jou 42 kilos draf, jy moet altyd hier in jou kop werk van by 30 kilos wil jou liggaam nie meer draf nie. Dan sê jou liggaam vir jou moet ophou. So ek wil nie te lank op dit sin speel nie, maar ek wil hê dit moet by die boodskap inpas. Van ja, ek kan sê 7 jaar terug was ek dit en dat, maar ek sien nou meer dit en dat nie. So dis hoe dit in ons verhouding met die Here werk. Jy kan jou hart en jou lewe en jou siel vir die Here gegee het 10 jaar terug, maar dit is iets anders om dit te behou. As ek nou my fiksheid behou het en my behou het om te draf en al daai goed bly doen het, so ek nou veel kan sê ja, ek kan dit nog steeds doen. Maar ek kan dit nie meer doen nie. So ek kan nie, tegnies is ek nie meer 'n marathon drawer nie. Ek het nie die fikse daarvoor nie. Ek het nie meer in staat daarvan nie.
So dis wat ek wil aansluit by die boodskap vandag. En ons gaan vandag kyk, en die vraag van hierdie boodskap is jou lamp vol? So ons weet van Matteus waar Jesus, ons is baie by Jesus se vergelykings in die maand, maar ons weet van die vrouens wat die bruidegom wou sien en hulle het uit olie uitgehardloop en die ander kon mekaar nie help nie. So ons lees in Matteus 25 vers 8. En die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Dit is vir ons 'n gelykenis van Christus. Ons het rede hoekom hy dit vertel het. So daar was 5 verstandige meisies gewees, en dan 5 meisies wat nie beplanning gemaak het nie. So al 10 het gewag op die bruidegom, maar net 5 kon ingegaan het. 5 moes terugbly, want hulle het nie voorbereiding gehad nie, hulle het nie genoeg olie gehad nie, maar die ander het net genoeg gehad vir hulle self. As hulle sê die ander gehelp het, kon al 10 dalk nie ingegaan het nie. Maar dis waar ek wil by uitkom vandag, is die voorbereiding wat hulle moes tref. Hulle moes sê, okay, gaan redelike tydjie vat, ons moet seker maak ons het genoeg olie in ons lampe, dat dit aan die brand kan bly. En dis dieselfde in ons geestelike lewens. Ons moet aan die brand bly vir die Here. Om te sê ek was 'n marathondrawer 7 jaar terug, beteken dan niks nie. Om te sê ek is 'n kind van die Here 10 jaar terug, wat is ons huidige mee besig? Ons moet na ons toekomstige self kyk, na ons toekomstige soektog na Christus toe. So wat beteken dit vir ons as medegelowiges van die Here? Ons moet gereed wees vir die koms van Christus Jesus. Ek dink nie ons preek het genoeg hier nie, maar Christus Jesus kom weer. Pastoor David het ook al het gepraat, Jesus kom weer. Ons moet reg wees, ons moet reg wees met ons saak. Al kom Jesus môre, al kom Jesus oor 20, 30 jaar, ons almal het net 'n geleende tyd op hierdie aarde. Ons almal het net 'n geleentheid op hierdie aarde. So ons moet werklik waar kyk en analiseer en eerlik met onsself wees. Ek dink dis die beste as jy eerlik is met jouself. Ek moet hier met julle gestaan het en vir julle sê, ja, ek kan nie meer, ek moet eerlik wees met myself. As ek nou weer begin oefen en my fiksheid reg kry, dan kan ek seker weer begin aanpak as ek regtig wil, nie dat ek daar wil nie, maar ja, ons moet 'n konstante soektog na Christus doen. So ons kan kyk na 'n geestelike les uit al die. Ons geloof, ons kort nie 'n bietjie of ons kort werklik waar die volheid van die Heilige Gees. Ons weet die olie verteenwoordig, hoe die simboliek verteenwoordig die Heilige Gees, die Bybel verwys na die Heilige Gees. Ons moet werklik waar toelaat dat die Heilige Gees in ons werk. En hoe ons na hierdie boodskap kan kyk ook, daar's verskillende maniere hoe mense daarin kan kyk. Maar as daai 5 slimmer, die 5 wat voorbereiding gedoen het, ekstra ingepak het, omdat die almal ingegaan het. So, daar is verskillende maniere hoe mense daar moet kyk, maar Jesus het dit spesifiek so uitgelig om te wys dat ons moet hardloop tot die einde toe, ons moet hardloop tot die einde van die wedloop. Dis nie waar ons begin nie, maar waar ons eindig met die Here. So ons kan ook sien na die soektog wat die Here in ons lewens toelaat. So vers 9 van Matteus 25 sê ook, daar sal miskien nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. So hulle was bereid om te help, maar hulle sal self half in die voet geskiet het. So ons moet wat ons doen, wat ons na jaag, die voorbeeld wat ons stel,
Ons moet mense probeer help, ja, maar jy moet ook jou limite hê. Dit kan, as hulle daai mense ten volle gehelp het en alle wil die oorgegee, dan sal hulle nie ingegaan het nie. So, dis 'n fyn lyn in ons geloofslewens. Help mense, maar maak seker dat dit ook nie jou benadeel nie. Dit is die belangrikste deel daarvan, is dat dit nie jou benadeel nie. So 'n voorbeeld wat ek kan noem is, daar jy kry, kom ons gebruik maar 'n kerk as 'n voorbeeld. Jy kry historiese oomblikke waar kerk gesê het vir mense om alles oor te gee aan die gemeente, en baie mense het alles oorgegee en hulle het al die geld gevat van hulle sak. So dit is 'n voorbeeld van hulle het daai geleentheid gebruik en hulle half gemanipuleer in 'n rigting in. So ja, so jou goeie intensies kan ook gemisbruik word teenoor jou. So ja, ons moet altyd van regte oordeel wees. Ons moet, dit gaan nie oor, en wys kom ek hierdie kerk opgebring het wat verkeerd gedoen het, want dit gaan nie oor wie wat en daai persoon sê nie, dit gaan oor wat die Here vir jou sê, dit gaan oor jou verhouding van die Here. Dit, soos ek ook wat hier staan, ek is hier om julle te probeer bemoedig, om julle te probeer leer, maar alles wat ek hier sê en staan, moet jy self in jou eie lewe ook gaan soek. En dis waar ons moet kyk vandag. Kerk gaan jou nie hemel toe bring, om elke dag hier te kom sit, gaan mense hemel toe bring. Die soektog na die kerk, die soektog in die week, die soektog in die aand, die soektog in die vroeë oggendure, dis wat jou hemel toe gaan bring. Dis wat ons by die Here gaan bring. En daai skrifgedeelte leer ons altyd so mooi, waar die mense voor die Here staan en sê, ek het nie naam duiwels uitgedryf, ek het nie naam wonderwerke gedoen, en dan sê die Here, moenie inkom nie, het jou nie geken nie. So dit gaan vir my oor daai individualiteit, wat die Here in jou soek. Ek het ook al foute gemaak, vir mense goed gesê wat ek glo van die Here afkom, waar dit meer om eie intensies was, maar ek het fout gemaak. Ek is ook net mens, maar dis wat ek daardeur wil wys is, moenie alles glo wat almal vir jou sê nie. Sit dit tot die toets. Soek die Here in jou eie manier. En dis wat ek ook vir mense sê, soos die Here kan met jouself praat. Ek kan vir jou 'n woord gee, iemand kan vir jou 'n woord gee wat vir jou 'n profetiese woord gee, maar die Here kan self met jou in jou hart ook praat. Toe ek ook die Here gesoek het en die Here my hart oortuiging gegee het en 'n woord gekry dat ek geroep is om 'n pastoor te wees, moes ek self die soektog gaan doen het. Ek moes ure gaan sit het en gaan bid het daaroor en my oortuiging in my hart gekry het. Net ek en die Here was op baie oomblik daar so mekaar, het baie op die strand gaan bid in daai tyd, want dit was net na my matriekjaar en ek was by die see gewees. So in daai tyd het ek vroeg in die oggend sonopkoms op die strand gaan sit, strand was leeg, en ek en die Here het gebid oor hierdie roeping. En dit is ook nou al klompie jare terug, maar ek kan nou sien dat dit my gebaat het. En dit is wat ons baat, is, ja, ons moet mekaar probeer help. Hulle kom mekaar nie in hierdie situasie help nie, want hulle het net voorbereiding vir hulself gemaak. Maar ons is ook, wat dit vir ons moet uitwys, is ons is ook verantwoordelik vir ons eie verhouding met die Here. Mense kan jou net tot 'n punt help. Dan moet jy begin self soek na die Here. Jy moet begin self streef na die Here. En dis waarna ons moet kyk. Dis waarna ons moet soek. Is ons individualiteit in die Here. As ons die verlaat, moet ons nie wag vir volgende Sondag om weer iets te ontvang nie. Gaan ontvang in jou eie binnekamer. Gaan ontvang self by die Here. En dis 'n ding wat vir my nog altyd baie belangrik is. En hoe ek het sien is, 'n pastoor is nie bo die mense nie. Pastoor moet saam met die mense staan gelyktydig. Hy is nie op 'n hoër plek as almal anders nie.
omdat hy die teologie of die teologie van die Bybel gestudeer het nie. Dit maak nie my 'n hoër status as enige iemand anders hier nie. Ons status is gelyk. Die Here se liefde vir ons almal is gelyk. Die Here soek daai verhouding vir elkeen van ons. Die Here wil ons almal so lampe volmaak. So ons moet voorberei, soos wat ek ons voorberei het vir al my oefeninge en seker maak ek kon daai spesifieke wedlope doen. Daar is baie stories, ek kan onthou ek het die een 42 gedoen en net toe ek opstap het iemand by die oor die lyn, net voor die lyn het hulle toe gesterf. Ek weet nie wat die storie nie, maar voorbereiding is belangrik. En dis hoekom ek hierdie storie indoen, hierdie oefening van marathons wat ek self moes ervaar het in wil incorporeer, want ons moet voorbereid wees. Ons moet reg wees. Ons moet soekend wees na die Here in ons eie lewens. So ons kan kyk en ons moet werklik waar eerlik wees met onsself. Is ons lampvol? Is ons waar ons met die Here wil wees? Is ons werklik waar op soek na sy volheid en sy glorie? En vir my is dit altyd, ons geloof is eenvoudig. Die Here gee vir ons instruksies. Die Here gee vir ons die 10 gebooie. Die Here gee vir ons die skrifte. En dis waarvoor die kerk moet staan. Ons gaan dit nog opsit hierso. Ons kerk se lese is geloof, hoop en liefde. En dis kom ons daai skrif ook al opgesit het. En die belangrikste daarvan is die liefde. Dis daai liefde wat ons nou moet soek. En dis wat ons in hierdie gemeente wil aktiveer vir mekaar. En dis wat ek werklik waarna soek die laaste 6 maande is dat ons mekaar leer ken. Ons kan dit doen. Ons het daai voorreg. Ons kan mekaar leer ken, dalk wees vir mekaar, met mekaar en kyk hoe gaan dit met mekaar en hoe dit werklik gaan met mekaar. So ja, ons almal het uitdagings. Ons almal het dinge in ons lewens wat dit uitdagend maak vir ons. Maar ek voel werklik waar vandag net met hierdie boodskap hier vir julle los dat ons moet bly soek. Ja, kerk is belangrik. Ons kom saam as 'n eenheid om saam te ontvang, saam die Here te loof, saam die Here te prys, saam die Here te ontvang, want die woord sê vir ons is 2 of 3 in sy naam is, daar is hy in ons midde. Maar die Here wil werklik, ons moet werklik waar vir ons individuele self in die Here soek. Ons eie lampe volmaak. Daar is ook altyd 'n Engelse stelling in Engels. You can't pour out of an empty cup. So jy moet altyd hier begin. Ons begin by onsself, sodat ons vir die wêreld al buite kan gee. En ons is net mens. Ek is ook net mens. Ek het ook al my tekortkominge gehad. Ek het ook al my foute gemaak. Ek het ook al weg van die pad afgedwaal. Dis menslike natuur. So ek wil net die boodskap hier los. Ons kan maar net ons oë toe hou. Here, vandag is Vadersdag en so groot voorreg om vir ons dankbaar kan wees. Here, U is ons hemelse Vader. Here, ons het mense teleurstellings, toekomstige teleurstellings, daar is soveel dinge wat nie ons manier gaan in die lewe nie. Maar Here, ek vra dat U met elke hart sal wees. U is ons hemelse Vader, Here. U is met ons, U is saam met ons, U ken ons.
het ons gemaak, het ons by die naam genoem. Here, ek vra dat jy in elke hart sal raak, dat ons daai hongerte sal bly hê vir U, soos die dag wat ons hart vir U gegee het. En ek vra dat U dit sal aktiveer, 'n konstante soektog na U woord, na gebed. En ek weet, wanneer dit op mense laagste is, as mens op mense swakste is dit die moeilikste tyd om na U te soek, Here. Ja, ek vra dat U met die mense wat hier sit, wat in so 'n situasie is, van gebrokenheid, Here, ek vra dat U hulle harte sal aanraak, Here. Here, want in daai tyd van nood, is U nog altyd daar. Die hand is nog altyd daar. Die woord is nog altyd daar om te hoor. En Here, ek vra dat U die bewegingswerk sal doen, Here. En Here, ek spreek lewe, ek spreek die genade, ek spreek oorwinning oor hierdie gemeente, Here. Ek bid vir hierdie gemeente in 'n totale oorgawe, Here, vir U voorsieningswerk, Here. En ek kan sien hoe U besig is om te beweeg, Here. Here, ek vra dat ons net ons harte op U gerig sal hou. En Here, dat ons weet en ons sekerheid in U sal vind,